Betsewer seëningsvideo's vir prinsessies wat in bediening staan, week 21. Ek het gehoor van die Centurion kredietkaart waar jy enigiets kan koop met die kaart. Ek het al gehoor, iemand het al 'n vliegtuig gekoop met die kredietkaart ter waarde van $170 miljoen. Ek glo ons as kinders van God het elkeen so 'n American Express kredietkaart wat ons kan koop sonder enige perke. Mag God ons leer hierdie jaar opnuut hoe om te bid, so cheeky te wees soos Jabes vir groot gebede. Mag ons die ambassadeurs word van groot gebede, van die American Express Centurion kaart tipe gebede. Mag ons daagliks leer hoe om meer charismaties te wees, hoe om mense te inspireer, eerder as om mense te domineer. Mag ons leer hoe om mense te lei, in plaas daarvan om mense te trek, want dit maak ons moeg. Mag ons daagliks leer om te encourage, in plaas daarvan om te enable. Mag ons uit leer om daardie woorde van sagte gentleness te praat, eerder as om die kragwoorde te gebruik. Ek het al gehoor dat mense wat in die teenwoordigheid was van sekere charismatiese mense, noem dit 'n presence, dat hulle bloot teenwoordigheid straal net iets anders uit. Ek praat nou soos mense soos Nelson Mandela. Mag ons daagliks net leer om daardie teenwoordigheid aan te kweek. Ek het al gehoor van mense wat meer death experiences gehad het, wat sê elke oomblik in die hemel was so gevul met liefde en vrede. Mag ons daardie stukkie hemel afbring aarde toe. Net soos wat Jesus die water na wyn verander het, mag hy ons ook nou kom verander na charismatiese, liefdevolle, vredevolle teenwoordigheid. Daardie stukkie watta in 'n wêreld vol doringdrade. Mag jy in elke aspek van jou lewe, in alles wat jy aanpak, mag jy altyd 'n cheerleader kry wat jou motiveer, wat jou inspireer om net nog een stapie te neem. Dit laat my dink aan die film Hacksaw Ridge, waar die persoon die heeltyd bid, just one more Lord. Mag ons mense kry wat ons so motiveer, just one more step, wat jy net nog een keer moet vergewe. En vir die persoon die voordeel van die twyfel moet gee. Nog net een kans wat jy moet gee. Nog net een hoofstukkie Bybelstudie. Just one more. En mag God ook vir ons leer om die mense rondom ons se beste cheerleaders te word. Die een wat sê, ek glo in jou. Ek weet jy kan dit doen. Mag ons 'n generasie van cheerleaders kweek in plaas van 'n generasie van bullies. Dank is 'n cheerleader die mooi en die beste antidote van bullying. Barnabas was Paulus se cheerleader. Sy naam beteken letterlik bemoediger. Mag ons so ook die Barnabas wees vir die mense in ons lewens. We got you. We got you. Please, Lord, help me get one more. Help me get one more. Please, help me get one more. 'n Baie goeie vriendin van my het verlede jaar vir my die verjaarsgeskenk gegee vir die hele boks gevul met seëningsboodskappe. Soos die een was 'n bubble sjokolade met die opskrif mag jy nooit jou bubbly personality verloor nie. Dis vir my so 'n radikale manier van geskenke. Ek is 'n spoiler,
Maar partykeer sukkel ek om die regte geskenk te koop. Maar sy het vir my 'n nuwe battleplan gegee om geskenke te koop. Mag ons ook so daagliks die seëninge raak sien wat God vir ons gee. Mag ons deur nuwe oë na die wêreld kyk en mag ons ook so leer om geskenkies te gee wat werklik iemand se hartsnare roer, soos my vriendin se geskenk my hartsnare geroer het. Ek is so dankbaar vir vriendinne soos dit. Mag jy 'n geseënde week hê.